Goeiedag, baie welkom op Joy radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier by ons sluit die woord gesels ons oor die anatomie van 'n ware profeet. Wat is dit wat 'n ware profeet beskryf? Wat is die karaktereienskappe van iemand wat as 'n ware getroue profeet bekend staan? Ons weet ook dat die teenoorgestelde 'n belangrike vraag gaan wees en dit is: wat is die eienskappe van 'n vals profeet of die anatomie van 'n vals profeet? En wat is die invloed wat hulle vandag op ons lewens het? Daar is vandag soveel ware en valse profete in die wêreld waarin ons leef. En elkeen van hierdie twee groepe het 'n invloed op mense se lewens. Die hartseer van die saak is dat die valse profete soveel mense op sleeptou neem, soveel mense beïnvloed en vir soveel mense valse inligting gee oor God, valse inligting vir mense gee oor wat die Here doen of wat die Here sê hy gaan doen, wat hulle beweer hulle by hom gehoor het, en dan 'n klomp mense maak om dit te glo. Jesus waarsku vir ons tydens sy aardse lewe 'n paar maal dat ons moet versigtig wees om sommer elkeen te glo wat oor hom praat. Jesus het ook gesê daar gaan baie vals Christusse wees. Mense gaan self sê, hier is Jesus, of kyk uit gekom, en selfs dit, sê Jesus, moet julle nie glo nie. Daaraan moet julle nie steur nie. Met ander woorde, Jesus het ook vir ons kom leer, dat daar 'n klomp mense gaan wees, wat dinge oor hom sê, wat nie die waarheid is nie. 'n Ware profeet praat altyd die waarheid oor God. 'n Ware profeet se oor is by God se mond, en sy mond is by God se volk. Reg deur die Ou Testament sien ons dat profete praat oor sosiale ongeregtigheid, hulle praat oor die volk se sonde, hulle praat oor afgoderry, hulle praat van ondertrouery met ander volke, hulle praat oor sosiale sondes. So reg deur die Ou Testament lees ons hoe die profete van die Here vir Israel aanspreek, omdat Israel ongehoorsaam is en omdat Israel nie doen wat die Here sê nie, en dat hulle dan ook die nodige straf daarvoor sal ontvang. Ons weet in die Ou Testament dat wanneer iemand gesê het hy of sy is 'n profeet en hulle lewer 'n uitspraak en dit word nie waar nie, was hulle se muur met klippe doodgegooi. Die volk van die Here het dit baie in 'n ernstige lig gesien dat mense nie sommer moet sê die Here sê nie, en hulle het baie ernstig gereageer op so uitspraak van mense. In vandag se tyd dink ek het die mense baie mak geraak en is baie maklik vir 'n klomp mense om te sê die Here het vir my gesê en dan praat hulle oor 'n klomp goed. En die groot ding is, ons moet hierdie verifieer. Ons moet kyk of dit wat hulle sê ooreenstem met die woord, of dit dieselfde is as die woord, of hulle dalk dinge byvoeg wat nie in die Bybel staan nie. Ons lees in Jeremia 28 van 'n profeet met die naam Genanja. Genanja was 'n profeet wat homself 'n profeet genoem het, en wat selfs gesê het dat die Here vir hom sekere dinge gesê het. Genanja sê dat die Here vir hom gesê het, die Here die God van Israel sê, ek sal die mag van die koning van Babel, wat soos 'n juk op julle nek was, breek, en koning Nebukadneser het 'n klomp kosbare bakke na die tempel toe weggedra, oor 'n jaar of 2 sal alles terugbring, sê hy, en dan kan julle seker wees, sê Genanja, sê die Here, sal ek ook die ander mense wat saam met hom hiernatoe sal ek laat terugkom, en ek sal ook die ander mense wat saam met hom ontvoer is terugbring. Julle kan seker wees, ek sal die mag van die koning van Babel oor julle, wat hy oor julle het, verbreek. Dit is wat die Here sê hy gaan doen, sê Genanja. En Jeremia en Genanja stamp koppe, want Jeremia sê vir Genanja dat dit wat hy sê nie die waarheid is nie, want dit is nie wat die Here gesê het nie. En jy kan jouself indink in vandag se tyd, hoe mense met mekaar koppe stamp, as die een sê die Here sê, en die ander sê die Here het nie gesê nie, watter tipe konflik en spanning dit vandag tussen Christene kan veroorsaak. Maar is 'n baie ernstige probleem in ons tyd. En die probleem van ons tyd is dat daar te veel mense is wat sê wat hulle by die Here hoor, wat die Here nie gesê het nie. En so was dit ook die probleem vir Jeremia met Genanja, wat sommer gesê het, die Here sê die volgende.
Jeremia het egter voor al die priesters en die mense wat saamgedrom het, geantwoord op wat Hanania gesê het, terwyl hulle nog so voor die tempel staan en praat. Hy het gesê, goed so, ek hoop dit gebeur soos jy sê, ek hoop die Here doen alles wat jy sê, ek hoop ook dat hy die kosbare goed wat uit die tempel weg is uit Babel sal terugbring, ook die mense wat gevang is en ontvoer is, maar luister nou ernstig na wat ek vir jou voor al hierdie mense wil sê. Nog lank voor my en jou was daar al profete van die Here wat moeilike dinge moes sê teen lande wat baie sterk was. Hulle moes vir die mense gesê het van oorlog wat sou kom. Hulle moes ook vir hulle sê dat hulle van die honger sou doodgaan, of dat siektes hulle sou tref. As dit sou gebeur dat 'n profeet mense gerus stel, dat hulle vrede en rus gaan hê, moet 'n mens maar eers wag en sien of dit waar word. Net as dit wat die profeet gesê het gaan gebeur, regtig gebeur, kan 'n mens sê dat die Here die persoon gestuur het. En hierdie is vir ons natuurlik ook 'n baie belangrike uitspraak wat Jeremia hier vir ons sê. So ons moet kyk of dit wat die profeet gesê het gaan gebeur. En as dit nie gebeur nie, dan is die persoon nie van die Here af gestuur nie. So vir Jeremia is dit eintlik 'n baie eenvoudige oplossing vir hierdie probleem vir mense wat sê die Here het gesê. Met ander woorde, so wanneer iemand beweer dat die Here sekere goed gesê het wat gaan gebeur en dit gebeur nie, dan kan jy weet dat hierdie persoon nie deur die Here gestuur is nie, want dit het nie waar geword nie. So dis 'n baie eenvoudige toets om te kyk of iemand 'n ware of 'n valse profeet is. En as ons gaan kyk na Hanania, dan die goeie wat hy gesê het, was natuurlik ook heel gemaklik, heel gerieflik, heel voorspelbaar. In die opsig dat hy gesê die Here gaan alles terugbring, alles sal goed gaan met almal, en die Here sê hy sal selfs die skatte terugbring wat weggevat is, en selfs dit sal terugkom na die tempel toe. En Jeremia sê, kom ons kyk en wag of dit gebeur. En as dit gebeur, dan weet ons of die Here jou gestuur het. Hanania gaan toe na Jeremia en hy het die juk van sy nek afgehaal en dit gebreek. Daarna het hy weer vir die mense gesê, die Here beloof dat hy binne 2 jaar die mag van Nebukadnesar, die koning van Babel, soos hierdie juk sal breek. Nebukadnesar gebruik sy mag om nasies te onderdruk, maar die Here sal dit stopsit. Toe het Jeremia van die tempel af weggeloop. So Hanania gaan gewetenloos voort om te sê wat die Here sê. En ons weet dat dit wat Hanania sê, nie van die Here afkom nie. Jeremia het weer gepraat en hy het gesê, gaan sê vir Hanania, ek die Here sê, jy het hierdie juk wat van hout gemaak is gebreek, maar jy sal in die plek van die houtjuk een van yster kry. Ek is die Here wat sterker as almal en alles is. Ek is die God van Israel. Ek sal 'n ysterjuk op die nekke van al hierdie nasies sit. Ek sal hulle dwing om voor Nebukadnesar, die koning van Babel, te buig en vir hom te werk. Hy sal oor hulle mag hê, hulle sal geen regte hê nie. Alles sal onder sy beheer wees. Hy sal selfs oor die wilde diere beheer hê. Nou kan jy jouself indink, hierdie 2 profete wat in Israel met mekaar in konflik is oor wat die Here sê. So wie gaan ons nou glo wanneer hierdie 2 praat? En weer eens bly die toets baie eenvoudig. Kom ons kyk of dit waar word. En as dit waar word, dan weet ons hierdie profeet kom van die Here af. As dit nie waar word nie, dan weet ons die Here het nie hierdie persoon gestuur nie. So hierdie toets gee vir ons 'n baie lekker, maklike oplossing van die probleem van 'n klomp mense wat sê die Here het gesê. Jeremia en Hanania het albei gesê dat hulle profete van die Here is. Jeremia het toe vir Hanania gesê, luister, Hanania, die Here het jou nie as sy boodskapper gestuur nie, en tog het jy dit reg gekry dat die mense jou leuns glo. Omdat jy dit gedoen het, sê die Here, ek sal jou van die aarde af wegvee, jy sal vanjaar nog doodgaan. Jy het teen die Here in opstand gekom en hy sal dit nie duld nie. Hanania is 2 maande later, in die 7de maand van daardie jaar, dood. Met ander woorde, die feit dat Hanania vrymoedigheid geneem het om te sê wat die Here sê, terwyl die Here dit nie gesê het nie, het geweldige implikasies gehad in sy lewe. Vir Hanania het dit beteken dat hy dood gegaan het, dat hy gestraf was met die dood, omdat hy
dinge gesê het wat die Here nie gesê het nie. So dit wys ook vir ons hoe ernstige oortreding dit is, wanneer die mense namens God praat, en namens God 'n klomp dinge sê, wat nie van die Here afkom nie. Nou hierin weet ons natuurlik nou dat Hananja het nou eintlik geval in sy profesie en as profeet, en hy val onder die klassifikasie van 'n valse profeet, want hy het allerlei dinge gesê wat God nie gesê het nie, en ons weet, in die geskiedenis weet ons dat Israel in ballingskap was, dat Israel weggevoer was, en dat hulle onder beheer was van Nebukadneser, en dat hulle daar in die stad van Babel moes lewe. So ons weet dat Hananja dan nie deur die Here gestuur is nie. Jeremia, aan die ander kant, is 'n profeet wat 'n noue pad met die Here saamloop. En Jeremia is 'n profeet wat die hele tyd fokus op wat God wil hê moet gebeur. Reg deur Jeremia se bediening, die Here roep hom as 'n profeet. En die Here sê vir hom, ek ken jou van voor jou geboorte af, jy moenie sê jy is te jonk nie, jy moet jou na die mense toe gaan wat ek jou stuur, en jy moet vir hulle my boodskap gee, en jy moet ook nie vir hulle bang wees nie. En dan praat die Here deur Jeremia. Hy begin deur te praat oor die gevolge van Israel se ontrouheid. Die feit dat Israel so ontrou is, gaan gevolge hê en implikasies. En dis moeiliker as 'n profeet om mense aan te spreek oor hulle sonde, as wat dit is vir 'n mooi weersprofeet om allerlei mooi beloftes te gee, of mooi voorspellingkies te maak wat die mense aanhits en opgewonde maak. Maar dit is harder werk vir 'n profeet om te sê wat God sê. En Jeremia praat oor die gevolge van Israel se ontrouheid. En dan natuurlik ook van Israel se valse onskuld, dat hulle maak asof hulle niks verkeerd gedoen het nie, maar eintlik leef hulle nie in lojaliteit teenoor die Here nie. Hulle leef nie met hulle lewe as 'n volk soos God wil hê hulle moet lewe nie. Ons lees dit alles in Jeremia, en Jeremia hanteer hierdie sake so in die verbygaan, doen hy presies wat die Here vir hom sê om te doen. Hy sê presies wat die Here sê. Kyk in Jeremia 3, skryf Jeremia byvoorbeeld, kom terug na my toe, sê die Here. En hierdie is 'n kenteken van 'n ware profeet, wat mense terugroep in hulle verhoudings met God. Dat mense in 'n verhouding met God gaan staan. En dan word hulle weer gewaarsku, as hulle nie na die Here toe terugkeer nie, gaan 'n ramp hulle tref. En hierdie ramp, dit gaan 'n rampspoedige dag wees, as die oordeel oor hulle gaan. En Jeremia sien dan die verwoesting wat oor hierdie volk gaan kom, en die Here waarsku die volk deur die profeet Jeremia. Jeremia praat dan ook oor Juda se sonde, die Here waarsku Jerusalem, en Jerusalem kry nog 'n waarskuwing, hulle word vir oulaas gewaarsku, en Jeremia is die instrument wat die Here gebruik om hierdie harde werk te doen. Hierdie harde werk is nie sommer werk wat in enige persoon se broek sit nie. Dis nie sommer enige persoon wat met so tipe bediening volhoubaar kan gaan nie, want dit het geweldige implikasies. Wanneer 'n profeet so werk, is dit 'n baie onpopulêre profeet. Dis 'n profeet wat die mense nie baie van gaan hou nie, want hy sê dinge wat hulle nie wil hoor nie. En hy wys hulle op die foute wat hulle maak, en dit is glad nie wat hulle in belang stel nie. Hulle wil nie hoor wat hulle verkeerd doen nie. Jeremia praat met hierdie volk, en die ergste van alles is, Israel steur hulle nie aan die woord van die Here nie. Die Here vermaan sy volk, en hierin sien ons die optrede van 'n ware profeet. 'n Ware profeet is iemand wat hulle oor by God se mond het, en hulle mond by God se volk. En wanneer die Here vir Jeremia sê die volk moet terugkeer na hom toe, luister hulle nie, hulle is weer barstig, hulle trek dwars, en dan sê die Here vir hulle deur Jeremia, daar gaan 'n sterk mag uit die noorde na Israel toe kom, en die land waar hulle vandaan kom is ver van hier af, hulle is goed gewapen, en hulle is reg om jou te vernietig, Jerusalem. En dan kom hierdie oordeelsuitsprake, en saam met dit natuurlik die implikasie van hulle ongehoorsaamheid, en die implikasie van die feit dat hulle nie na die Here toe wil terugdraai nie, na die Here toe wil terugkeer nie. So dis baie maklik om vir Hananja te volg en opgewonde te wees en fees te vier op die valse profesie wat hy lewer, of net so is dit vandag baie maklik om 'n valse profeet te volg en opgewonde te raak en
holders te bolder te gaan wanneer profete, vals profete allerlei dinge vandag sê. En die ergste vandag is dat mense sonder logika, sonder eers om 'n profeet te toets, agter so 'n persoon aanloop. Onnadenkend, nie eers krities gedink en dit in verband gebring met die woord van die Here nie. En selfs al praat hulle uit die woord van die Here, beteken dit nie dat hulle ware profete is nie. Daar is soveel boeke en soveel dinge wat geskryf is al, waar mense die Bybel aanhaal, maar oor die algemeen is hulle besig met hulle eie agenda, of hulle is besig met heeltemal iets anders, uit hulle in gedagte as wat regtig eintlik in die Bybel staan, of hulle kom eenvoudig net nie volledig by die Bybelse waarhede uit nie. Israel steur hulle nie aan die Here nie, en dit is 'n skokkende ontdekking as mens deur Jeremia blaai, dat die volk van die Here nie eers na God wil luister nie, en hulle hou hulle vas met valse wysheid. Hulle glo valse wysheid, hulle dink hulle is reg, hulle dink daar's niks met hulle lewe verkeerd nie. En hierin is 'n baie groter gevaar vir ons, want 'n ware profeet gaan ons oproep om ons verhouding met die Here in plek te kry, en om seker te maak dat alles wat skeiding bring tussen ons en die Here uit die weg geruim sal word. So dit gaan hoofsaaklik oor die verhouding met God, dit gaan oor bekering, dit gaan oor die regte lewenswyse, dit gaan oor die regte lewensingesteldheid. Juda bly ongehoorsaam, Israel bly ongehoorsaam, en Jeremia huil, hoofstuk 8. My hartseer oorweldig my, ek is siek van ontsteltenis, hoor die benoude geroep van my mense, dit weer klink deur die hele land, is die Here nie meer in Jerusalem nie? Is die koning nie meer in die stad nie? Hierop antwoord die Here, waarom buig julle voor nuttelose afgode, wat met hand gemaak is? Hulle maak my kwaad, sê die Here. So die mense soek na God, maar hulle is besig om afgode te aanbid. Hulle is besig om hulle heil en hulle oplossings op ander plekke te soek. Nie meer by die Here nie. Hulle is besig met afgoderry. Hulle is besig om op soveel plekke te fokus, alles behalwe waar dit hoort. Jeremia sê, my mense is gewond en hulle voel baie pyn. En hulle pyn voel vir my asof dit my eie pyn is en ek huil oor hulle. Ek is so platgeslaan oor hulle toestand. Is daar nie medisyne in Gilead wat my mense se wonde sal gesond maak nie? Is daar nie 'n dokter wat hulle kan help nie? Hoekom kan iets nie gedoen word om my mense gesond en vry te maak nie? Verder het Jeremia gesê, ag ek wens my kop was soos 'n put vol water is en my oë soos 'n fontein vol trane. As dit maar so kon wees, sou ek dag en nag gehuil het oor al my mense wat doodgemaak is. So Jeremia kom en hy treur oor die toestand, hy treur oor die situasie waar binne die volk hulle self bevind. Hy is hartseer oor wat hier gebeur. 'n Ware profeet voel die emosie, voel die nood, sien die nood, beleef die nood en sien die gebrokenheid raak en die ontevredenheid van die Here. En dit raak 'n ware profeet diep in die hart. Dit tref 'n profeet wanneer God praat en niemand wil luister nie. En ons weet dat Jeremia nie hierdie dinge sommer uit sy duim uitgesuig het, of dinge is wat hy sommer net gesê het nie, want wat Jeremia sê word waar. Onthou net nou toe ons gepraat het oor hoe toets jy 'n ware en 'n valse profeet, dit gaan in kort daaroor, ons moet wag en kyk of dit wat hulle gesê het, waar word. As dit waar word, dan weet ons, die Here het hulle gestuur. Die Here toets sy mense, maar die mense luister nie na wat God sê nie. Die mense dink dat hulle God kan aanbid soos wat jy 'n afgod aanbid. Hulle praat van God soos wat jy van 'n afgod praat. Hulle praat nie van die Here soos 'n lewende God, soos hulle veronderstel is om oor hom te praat nie. Hulle dink hy's 'n afgod wat soos 'n geluksgodin sommer net alles in hulle guns moet laat tel of alles moet doen om vir hulle persoonlik uit te werk. En die Here sê dan self in Jeremia 10, ek is nie soos julle afgode nie. Luister, moenie die manier hoe die ander nasies dinge doen aanleer nie. Met ander woorde, moenie soos afgodsmense dink of lewe of jouself instel nie. En dan kom Jeremia en hy sê vir die mense, die Here sê hierdie gode het nie woede nie, hierdie gode is dood. Hulle kan niks doen nie, maar by die Here is daar oordeel wanneer die mense nie na hom wil luister nie. En daarom gaan Juda uit hulle land verdryf word.
Daarom gaan Israel in ballingskap weggevoer word na Babylonië. En daarom is hulle dan later in ballingskap. Daarom is hulle later uit hulle eie stad uit weg. En dit wat Jeremia gesê het waar geword. En daarom weet ons dat hy 'n ware profeet is, dat hy iemand is wat deur die Here gestuur is. Jeremia bid ook en hy sê, Here, ek wil by U hoor, help ons reg, werk sag met ons. As U ons 'n swaar straf, as U baie kwaad is, sal niks van ons oorbly nie, haal U woede liewer op ons vyande uit. So Jeremia kom en hy tree in vir die volk, so tweede groot eienskap van 'n ware profeet. Iemand wat namens die volk sondes bely. Ons leer dit ook by Daniël in hoofstuk 9 van die boek. As Daniël sê, Here, ons het teen U gesondig en hy sluit homself by die volk in, terwyl ons weet dat iemand soos Daniël glad nie betrokke was by die probleme of deel van die probleme was wat veroorsaak het dat hulle in ballingskap weggevoer is nie. So Jeremia kom as 'n ware profeet en hy tree in vir die volk en hy sê, Here, wys U genade. Maar dan gaan Jeremia verder en hy praat oor hoe Israel hulle kontrak met die Here gebreek het. En hoe hulle nou eintlik hulle self in 'n baie moeilike situasie bevind, omdat hulle weggevoer is in ballingskap en hulle nou in Babylonië sit. En nou pluk hulle die vrugte van hulle ongehoorsaamheid aan die profeet van die Here. Die mense het gedink Jeremia maak grappies, die mense het gedink Jeremia is lig in die broek. Die mense het gedink Genanja is dalk 'n beter profeet, want hy bring ten minste goeie nuus. En die mense het 'n baie groot fout gemaak, dat hulle nie geluister het na die ware profeet nie, want die ware profeet sou hulle gehelp het om seëninge in hulle lewe te ervaar. Sou hulle gehelp het om in hulle lewe hulle verhouding met God reg te maak, sodat hulle dan reg kan wees vir die Here en hy hulle beskerm. Maar die volk het nie geluister nie en daarom tref die straf hulle. Die straf van die Here gaan hulle tref. Maar tog is daar die hele tyd hoop. En die hele tyd kom Jeremia en verkondig hierdie hoop, want die hoop beteken dat hulle, as hulle sondes bely en as hulle terugkeer na God toe, dat hulle gered sal word en dat hulle situasie sal verander en dat hulle weer in 'n goeie gesonde verhouding met die Here sal lewe. Jeremia praat met hulle oor die pottebakker en die klei en sê, Here, vorm ons in U hand, Here, vorm ons soos 'n klei, soos die pottebakker die klei vorm. En dan sê Jeremia in hoofstuk 19, maar die pot is gebreek. Die pottebakker is nie meer tevrede met die pot nie, en hy gaan hom nou breek en stukkend slaan. Maar Jeremia kla en hy tree in vir die volk en hy probeer om met die Here te praat oor die volk. En hy herinner die volk die hele tyd, gee julle self oor aan God, dat julle kan lewe. En dan wanneer ons spring na Jeremia 29 toe, dan sien ons, Jeremia het 'n brief geskryf. En hy het dit gestuur aan die senior leiers, die priesters, die profete en die mense van Juda wat in Babel was, toe hulle weggevat was na Babylonië toe. En Jeremia sê vir hulle, julle moet een ding onthou, hy bemoedig hulle, en hier kom die ware profeet sy eienskappe baie sterk na vore. Hy sê, weet julle wat, die Here is sterker as alles en almal. Hy is die God van Israel. Hy sê vir al die mense wat hy uit Jerusalem uit laat wegvat het na Babel toe, bou vir julle huise in Babel om in te bly. Die ware profeet is die een wat praat oor die hier en die nou. Iemand wat praat oor wat God nou wil hê moet gebeur. En die Here wil hê hulle moet daar in Babylonië moet hulle bly. Hulle moet vrede maak dat hulle daar is. Hulle is daar as gevolg van hulle sonde en hulle moet die vrugte daarvan pluk. Maar dan sê Jeremia, bou vir julle huise, maak vir julle tuine en eet die kos wat uit die tuine uitkom. Met ander woorde, moenie in sak en as gaan sit en jouself jammer kry nie. Gaan aan met jou lewe. Moenie dink, daar's 'n sperdatum, dat jy nou al kan sit en die sperdatum van die lewe geniet nie. Daar is nie 'n sperdatum in sig nie. Met ander woorde, maak vir julle tuine, eet die kos wat uit die tuine uitkom, julle moet trou en kinders hê. So hy praat die hele tyd van vooruitgang. So 'n ware profeet van die Here is die een wat praat van lewe, die een wat praat van verantwoordelikheid, die een wat praat van harde werk, die een wat praat van gehoorsaamheid en die een wat praat dat die volk moet doen wat God sê.
So in Jeremia se profetiese woorde is daar geen maanskyn en rose profeseë nie. Hy's 'n baie realistiese profeet en ons leer by hom dat ons ook in moeilike omstandighede ons lewe in plek moet hou en moet voortgaan met die alledaagse lewe wat vir die Here belangrik is. Daarom kan ons dit ook in ons lewe natuurlik van toepassing maak om te sê dat die tyd waarin ons leef, hier en nou, vandag, met die deurmekaar wêreld en alles wat rondom ons gebeur, kom Jeremia en hy leer vir ons 'n baie belangrike les. Kry vir jou huis, bly in die huis, kry vir jou tuin, sodat jy kan eet, kry kinders, gaan vooruit, en julle moet trou, en dan mag julle ook kleinkinders hê. Julle getalle moet meer word, nie minder nie. Doen ook julle deel, dat daar vrede en voorspoed in Babel sal wees. So hier kom die ware profeet en hy kom leer die volk, dat die Here vir hulle roeping het, selfs al is hulle nie meer in Jerusalem nie, dat God nog steeds van hulle wil verwag, om 'n verskil te maak waar hulle is, want dit was die oorspronklike roeping wat die Here vir Israel gehad het, om 'n seën te wees vir die nasies. En nou sê die Here vir hulle, werk hier in hierdie stad, dat daar deel kan kom, dat daar vrede kan kom in die stad, dat daar voorspoed kan wees. En dan sê die Here ook vir hulle, bid vir die stad. Vra vir die Here, dat dit goed sal gaan met die stad, waar julle aangekom het, toe julle uit julle land weggevat is. As dit met Babel goed gaan, sal dit ook met julle goed gaan. En hier sien ons weer die belangrike ding wat 'n ware profeet natuurlik kom vestig. En dit is die eienskap om te praat oor die verhouding met God. Want as jy in 'n verhouding met God staan, gaan jy nie lê nie, gaan jy nie platval nie, gaan jy nie moed opgee nie, maar gaan jy voortgaan en gaan jy hard werk ten spyte van 'n moeilike situasie waarbinne jy jouself bevind. En Jeremia het hulle gewaarsku. Jeremia het met die volk gepraat, maar die volk wou nie luister nie. Terwyl hulle in die moeilikheid sit, kom die ware profeet en hy spreek geen oordeel oor hulle uit nie, maar hy help hulle baie mooi omdat hy hoor wat die Here sê en hy sê vir hulle, julle moet ook bid vir die stad, want as dit goed gaan met die stad, sal dit ook met julle goed gaan. En dan sê die Here, moenie toelaat dat die profete en waarsêers wat daar by julle is, julle bedrieg nie. Hulle word gewaarsku. Jesus waarsku ons ook teen vals profete en dwaalleraars. Hier waarsku God en sê, moenie hierdie mense glo wat namens my praat nie. Ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Here. En dan sê die Here vir hulle, julle sal 70 jaar in ballingskap wees en dis presies wat gebeur het. En dan sê die Here, ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek het vir julle toekoms 'n verwagting. En die ware profeet kom dan en hy gee vir hulle 'n mooi perspektief wat ons hier hoor in Jeremia 29. En dit kan vir ons natuurlik in ons lewe ook baie help prakties, omdat ons dan ons lewe kan inrig en weet dat die Here 'n verwagting het, dat die Here 'n toekoms vir ons in gedagte het en dat ons met ons lewe ook so moet leef dat dit vir God aanvaarbaar sal wees. Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur, nie slegte dinge nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en tot my bid en ek sal na julle luister, sê die Here. En die ware profeet kom leer hulle, God het hulle nie afgeskryf nie. God het hulle nie gelos nie. God wag nog steeds dat hulle met hom praat. God se genade is nog steeds daar. Ek wil hê julle moet hoop hê in die toekoms. As julle my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Ek verstaan wat julle graag wil hê, sê die Here, en ek sal sorg dat julle nie langer as gevangenes in 'n ander land bly nie. Ek sal julle wegvat uit die nasies en dan sê die Here vir hulle, hierdie dinge gee vir jou sin en betekenis op die einde van die dag. En dit is wat ons by Jeremia leer. Jeremia, een van die ware profete in die Ou Testament. Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Dankie vir u genade en u teenwoordigheid. Help vir ons, Here, om te onderskei tussen 'n ware en 'n valse profeet. En dankie dat ons by Jeremia kan leer hoe om hierdie perspektief in ons lewe reg te kry. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.